is weer vir my 'n baie groot voorreg om die woord van die Here met jou te kan deel. Ek lees in 'n boek Second Calling van Dale Burke, waar sy vertel van hoe sy 'n konferensie bygewoon het en toe dit nou klaar is, toe kry sy 'n geleentheid lughawe toe saam met iemand met die naam van Bruce. En so op die laaste oomblik spring hy iemand in die kar en vra of hy kan saamry. En soos wat hulle nou lughawe toe ry, praat hulle met hom, vra vir hom weet wat sy werk doen en hy sê hy werk vir 'n spesifieke Christelike maatskappy, organisasie. En hierdie Bruce vertel hoe hierdie spesifieke organisasie so groot rol in sy lewe gespeel het. Met waarheid te sê, en hy gee die datum, dis toe hy tot bekering gekom het by een van die konferensies wat hulle aangebied het. Soos wat hulle vertel, jy weet, hy vertel wel as gevolg van hierdie konferensie het hy tot bekering gekom, sy hele familie het tot bekering gekom en sy suster is betrokke by die Wycliffe organisasie, dit is mense wat Bybelvertaling doen. Hy self is aan die hoof van 'n baie groot uitgewers, Christelike uitgewers maatskappy. Die man is baie stil en hulle begin dalk, hulle begin wonder of hulle hom nou verveel met al hulle praatjies. En hy sê, kom ek vertel vir julle. Daardie konferensie waarvan jy praat, ek was die een wat dit gelei het. Dit was my eerste konferensie gewees. En dit het vir my gevoel asof ek totaal en al misluk het. Dit was vir my 'n laagtepunt gewees. Ek het gevoel ek maak dit glad nie, en hierdie konferensie beteken vir niemand enigiets nie. Weet jy, baie keer in ons lewe as kinders van die Here, veral as jy aktief is in die werk van die Here, of en spesifiek nog wanneer jy in 'n leiersrol is, voel dit baie keer vir 'n mens, ek weet nie eintlik hoekom ek al hierdie goed doen nie, want dit het nie regtig 'n impak in mense se lewens nie. Maar die waarheid is, jy sal nooit regtig weet nie. Ons verantwoordelikheid is nie om die resultate te sien nie, ons verantwoordelikheid is om getrou te wees, om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Maar dit is baie keer moeilik, selfs net om kind van die Here te wees, is 'n langtermyn saak. En die beeld wat die Bybel daarvoor gebruik is 'n marathon. Ons kom nou daarby. Om kind van die Here te wees beteken ek maak hierdie commitment om die Here te volg elke dag van my lewe tot die einde van my lewe. Wanneer jy jou inlaat om vir die Here te werk, en is dit hierdie commitment wat jy maak, hierdie oorgawe om die wil van die Here te doen, kom wat wil. Maar omstandighede kan maak dat 'n mens baie keer moedeloos voel, veral as jy nou nie die resultate sien wat jy het nie. En as kind van die Here raak dit baie keer moeilik, veral wanneer omstandighede teen jou is, en daar's soveel swaar kry in 'n mens se lewe dat jy wonder, is dit die moeite werd om so aan te gaan. En dis waar ons skrifgedeelte aankom in Hebreërs 12, vers 1 tot en 3. Ek so 'n paar gedagtes wil uitlig. So kom ons lees gou in die ou Afrikaanse vertaling en dan wil ek gou so 'n paar dinge daaroor sê. Hebreërs 12 en dan vanaf vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het. Nou hoor hierso, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met volharding om aan te hou en aan te hou en aan te hou, die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Hoorie, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. So die opdrag wat ons hierso kry, laat ons met volharding die wedloop loop, wat voor as kind van die Here moet ons weet, dis 'n lang afstand wedloop. Dat die Hebreërskrywer bou op 'n beeld wat ons goed ken en wat die Bybelse mense definitief goed geken het, hulle wat hierdie brief sou gelees het, en dis daardie marathon gedagte, jy weet, daardie lang afstand wedloop waarvoor jy jou inlaat. Nou, destyds en vandag nog,
Dit maak nie saak hoe goed jy die wedloop, die marathon begin het nie. Dis of jy dit voltooi het wat regtig saak maak. Jy weet, gesels met iemand wat aan 'n marathon deelgeneem het. Jy wil weet, het hy die wedloop voltooi? En dan gesels jy daaroor, hoe lank het dit jou geneem? Hoe het dit gevoel om dit te doen? Was dit moeilik geweest? Het jy lus gehad om op te gee? Vertel my meer van wat jy ervaar het. Maar as iemand vir jou sê, ek ongelukkig, weet ek kon nie aangaan nie, ek het opgehou. Ek gaan nie onnodig vir hulle uitvra, maar hoe lank het jy aangehou? En weet, is asof jy nie verder vir hulle wil uitvra, want hulle het iets begin wat hulle nie klaar gemaak het, en baie keer is daar omstandighede en jy verkies, en hulle verkies het seker ook om maar liewes dan nou nie te praat daaroor nie. Dis die klaarmaak wat regtig saak maak. In die geestelike lewe is dit baie so. Dis die klaarmaak wat regtig saak maak. Is daar die klaarmaak met die pad wat jy begin het om die Here te volg tot op die laaste oomblik van jou lewe. En dis baie interessant, die woord wat hierdie Hebreërskrywer gebruik vir die wedloop, daar laat ons die wedloop voleindig, is die Griekse woordjie agona. En agona is die woord wat mense die Engels van byvoorbeeld kry, agony. En agony wat daardie assosiasie oproep van intense inspanning, van iets wat uitmergelend is, iets wat pynlik is. Klink nie vir jou na 'n wandeling in die park nie. Jy sien, as disipel van Jesus moet jy weet, is 'n langtermyn uitputtende onderneming om Jesus te volg, om getrou te wees om die wil van die Here te doen, kom wat wil. En dit gaan oor om eintlik te volhard om die Here te dien. En daar's een ding wat die Hebreërskrywer ten alle koste wil voorkom. Hy sê, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Dat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Nou, die woorde wat hy daar gebruik, is die woorde wat hulle sou gebruik vir 'n atleet wat totaal al in mekaar stort, wat net nie in staat is om aan te gaan nie. Dink aan 'n atleet, partykeer kry mense hierdie dramatiese tonele net voor die eindpunt van 'n wedloop waar iemand dan nou neerslaan en dan kruip hulle as ware oor die eindstreep. Maar in 'n marathon baie keer, as jy aan mekaar stort, is jy nie in staat om baie ver te kruip nie. Jy moet ophou. En in Hebreërskrywer sê, ek wil ten alle koste hê die kinders van die Here wat hierdie brief lees, en dis ek en jy vandag ook, moet aanhou totdat ons by die wenpaal kom, totdat ons klaar gemaak het, dat ons eendag getrou sal wees om die Here te dien. Dis die uitdaging vir die Hebreërskrywer, vir sy lesers, en dis die uitdaging vir ons. Maar wat ons hier kry is hierdie wonderlike bekragtiging. Hoe kan ons dit maak? Wat is daar wat vir ons gaan help om dit te doen? Hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Baie eenvoudig, maar so belangrik, hou die oog op Jesus. Hou die oog op Jesus. As jy deelneem aan 'n wedloop en jy kyk rond, jy kyk weg van die eindpunt af. Val as dit een van hierdie, weet soos 'n naloop is. As jy besig is met 'n naloop, jy kan nie rondkyk nie. Dis so belangrik, jy moet absoluut gefokus bly op die eindstreep. In die geskiedenis van die atletiek is daar 'n paar geleenthede, weet, waar daar nog groot dinge gebeur het, en een van die grootste deurbrake was toe iemand vir die eerste keer die myl in onder 4 minute kon hardloop, en dit was Roger Bannister op 6 Mei 1954. Maar binne 2 maande oortref iemand met die naam van John Landy sy rekord met 1.4 sekondes. En kort daarop, 7 Augustus 1954, kom hierdie 2 superatlete teen mekaar te staan. So, die man wat die myl gebreek het, wat die rekord gebreek het, die een wat vinniger gehardloop het, en wat gaan nou gebeur? John Landy is by verre
beter as Roger Bannister. Hy sou gewen het, maar op 'n kritieke oomblik doen hy wat 'n atleet nie moet doen is, hy kyk, waar is Roger Bannister? En in daardie oomblik verloor hy momentum wat hy weggekyk het van die eindstreep. En later in 'n onderhoud met Time het hy gesê, was dit nie daarvoor nie, het ek gewen. Was dit nie daarvoor dat ek weggekyk het nie? Kind van die Here, die oomblik as ons begin wegkyk van Jesus, wanneer ons nie meer die oog hou op Jesus nie, verloor ons momentum. Begin ons beswaard raak oor dinge rondom ons, begin ons liefde vir die Here vervlou, begin ons betrokke raak by goed, wat nie vir ons help om einduit klaar te maak. Dit bly nog steeds hierdie boodskap van hou die oog gefestig op Jesus. Ander gelowiges kan jou aandag aftrek van Jesus Christus as jy dit toelaat. Nou selfs Jesus het hiermee te doen gekry, en hy het toe Petrus vir Jesus oor Johannes gevra, Here, maar wat van hom? En Jesus se antwoord was, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En miskien het jy hierdie belewenis ook gehad dat ander gelowiges dinge gedoen, dinge gesê het wat jou aandag afgehaal het van Jesus Christus. En dit wat hulle doen en sê is so belangrik, so pynlik, dat dit heeltemal jou aandag aftrek van jou toewyding aan Jesus Christus. Nou, dit is so, Paulus maan ons, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Hy sê nie, as hy nou praat van ons navolging van Christelike leiers, volg hulle blindelings na nie. Hy sê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Die realiteit is, daar is Christenleiers, dat baie keer deur hulle optrede, deur wat hulle doen, nie die voorbeeld stel van navolg van Christus nie. Hulle tree nie op in lyn met die woord van die Here nie. En ja, as ons hulle gaan navolg, kom ons op 'n verkeerde pad. Wanneer iemand 'n mooi voorbeeld stel, daar's daar seker min dinge wat in die lewe van die kind van die Here so belangrik is as om iemand te hê wat vir jou aanmoedig met hulle lewenswyse, met hulle wysheid, met die manier hoe hulle die Here dien, getrou die Here dien. Jy weet, daardie persone maak 'n impak op 'n mens se lewe, en lank nadat hulle nie meer daar is nie, leef die impak nog steeds voort. Daar's iets soos 'n Christelike voorbeeld wat so belangrik is. Maar as dit gebeur dat 'n Christenleier jou teleurstel, beteken dit nie dis Jesus wat jou teleurstel, dit is iemand wat hulle self teleurstel, wat self die Here teleurstel. Dis iemand wat 'n fout gemaak het. Mense bly mense. Mense maak foute, leiers maak foute. Kyk weg van hulle, kyk na Jesus Christus, volg Jesus na, dis die belangrike een. As ons nou mooi gaan kyk na die Grieks hierso in hierdie gedeelte, en ek gaan nou jou net verveel met die detail daaroor nie. Ek dink die Amplified Bible vertaal vir ons baie mooi, vat die oorspronklike betekenis baie mooi saam, as hulle vertaal met looking away from all that distract you to Jesus. Kyk weg van al die goed wat jou aandag aftrek, kyk na Jesus. Kyk weg van die mense wat jou teleurstel, kyk na Jesus. Ons sien nie mense wat 'n mens se fokus verskuif nie. Baie keer is dit dinge wat net eenvoudig minder belangrik is, selfs geestelike dinge. Jy weet, hier is nou iets wat my nogal irriteer, en is dis vir my partykeer so moeilik om dit te hanteer met mense. Mense kry hierdie belangstelling in een of ander geestelike ding, en dan, dis alwaar hulle belangstel. En vir baie mense op die oomblik is dit 'n eindtyd, ek wil dit noem 'n eindtyd maan, jy weet, hulle is so betrokke. Elke ding wat gebeur in die wêreld is, ja, ons leef in die eindtyd. En alles word vergeestelik, dis alles deel van die eindtyd. Ek het groot geword in 'n gesin waar ons in die kerk geleer is oor die eindtyd, oor Jesus se wederkoms,
Baie keer was boodskappe so kragtig geweest, dat jy uitgegaan het en gewonder het, ek wonder of ek nog vanaand sal kan gaan slaap voor Jesus terugkom. Was daardie erns gewees om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. En is wonderlik wanneer 'n mens kan leef met daardie besef, want dit kan nou wees, en ek moet gereed wees. Maar dit kan ook raak en amper 'n obsessie raak by mense, en ek het dit so deur die jare gesien ook. Weet jy dat mense elke ding wat gebeur vat as hierdie is nou die vervulling van profesie. Nou ek moet vir jou sê in die jare wat ek geleef het, dis nou amper 70 jaar, het ek al soveel keer beleef dat die antichrist gekom het en gegaan het, en dan elke keer word die Bybel uitgetrek en sê, maar kyk net, hy is die antichrist. En soveel keer moes die Here al gekom het, en soveel mense het al datums gemaak, wat in elk geval in stryd is met die woord van die Here, dat Jesus sal kom op daardie tyd. Ek onthou toe ek nog op skool was die lering gewees in daai tyd, weet, dis nie die moeite werd om te gaan studeer na skool nie, want jy moet gereed wees vir die wederkoms van Jesus. Bly waar jy is en weet, word aktief in die kerk, want Jesus kom. En dan word mense verkeerd geleer. My maat vir my iets geleer wat nog al die jare by my bly, en sy het gesê, papier is gewillig om enigiets te dra. Ek weet nie waar sy dit gehoor het nie, maar dit maak baie sin. 'n Stukkie groot wysheid daar. Die papier is gewillig om enigiets te dra. Wat sy bedoel het is, weet, nie alles glo wat jy lees nie. En vandag wil ek sê, digitale media is gewillig om enigiets te dra. En ongelukkig is mense so onkundig, so naïef. Weet jy, nou stuur mense vir my allerlei Facebook dingetjies en Instagram dingetjies, of al die goed wat mense maar aanstuur, met groot opgewondenheid en verwag van my om dieselfde opgewondenheid te hê daaroor, en eintlik is dit snert. Dit is geestelike snert, dit is so ver van die waarheid af. En dan vra ek vir myself, waar is die onderskeiding? Weet, hoe is dit dat mense wat die gees van die Here het nie luister na die gees van die Here, nie kan snap dat hierdie ding nonsens is nie. Nou weet ons hoe werk die sosiale media algoritmes. Weet, jy stel belang in iets, jy like maar net iets, en die volgende oomblik kry jy nog iets wat soortgelyk is, en nog iets wat soortgelyk is, en nog iets wat soortgelyk is. Jy kyk op YouTube en skielik is dit net die een video na die ander, na die ander, na die ander, alles oor dieselfde ding. Die gevoel wat jy kry is, jy weet, almal is besig om hieroor te praat. Nee, almal is nie besig nie. Die algoritme gee vir jou wat jy graag wil hê. En dis hoekom jy op Facebook al hoe meer van dieselfde goed kry. Partykeer voel dit amper asof jou foon luister na jou, want weet, dis hoe baie goeders jy kry. Dis hoe dit werk. Maar as jy nou in die verkeerde rigting gaan, dan word jy gevoer met al hoe meer nonsens. En jy dink is reg. Weet, mense se manier van dink oor dinge word beïnvloed, word as ware gevorm deur sosiale media, deur die digitale media wat ons toelaat. Hoe sê ek vir iemand, sonder dat hulle nou aanstoot neem? Weet jy, man, jy is besig om eintlik jou besig te hou met 'n klomp nonsens wat die aandag wegvat van Jesus Christus. Nou, dit is nou weer 'n ander ding wat so deur die jare by my vir my groot irritasie was, as mense sê, ek wil graag dieper dinge uit die woord van die Here leer. Nou, ek kon nog nooit verstaan wat se dieper dinge mense wil hê, en mense kon nog nooit vir my verduidelik wat se dieper dinge hulle nou eintlik bedoel nie. Maar al wat ek weet is, die eenvoudige het hulle nog nie gedoen nie. Die eenvoudige goed, kom ons noem maar die oppervlakkige goed wat die Here vir ons geleer het, dit doen hulle nog nie, maar hulle wil dieper dinge leer. Daar's geen sin om wat dieper dinge ook al is, te leer as jy nog nie begin doen het wat die Here vir jou gegee het om te doen nie. Maar die sogenaamde dieper dinge wat jy leer, dit vat jou fokus weg van Jesus Christus. Die vraag is, dit waarmee jy besig is,
Al hierdie goed wat jy op Facebook so volg en op YouTube so volg en die ure wat jy deurbring daardeur, gee dit vir jou 'n groter liefde vir Jesus Christus? Of hou dit jou weg van Jesus Christus? Hoeveel ure sit jy met dinge wat jou fokus verskuif? Ek praat nou net van die gewone goed op wat mense op sosiale media kyk nie. Ek praat nou hier van geestelike input in jou lewe. Die geestelike goed wat jy toelaat om jou gees en jou gedagtes te vorm. Is dit besig om jou te help om meer toegewyd aan die Here te leef? Of hou dit jou net besig, maar eintlik weg van Jesus, jou fokus verskuif? Dit is baie so mooi as ons hierdie stukkie lees en ons lees van Jesus wat die initieerder is van ons geloof. Hy is die leidsman van ons geloof. Ons kan ook vertaal, hy is die initieerder. Hy is die een wat die inisiatief geneem het met ons redding. Dit voel baie keer 'n mens, weet, jy maak dit net nie. Jy weet, jou geestelike groei is nie nou wense nie, en as jy nou nog hierdie idee het van jou redding af, van waar jy werk aan, dan nie nodig om te hoor. En dis so gerusstellend, dat ons redding is gebore in God se hart nog voor ons, lank voor ons gebore is, om die waarheid te sê, nog voor hierdie wêreld geskep is. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voordat jy gebore is, voordat die wêreld geskep is, het God jou klaar gekies om syne te wees. En as waar jou redding weer inkom, is jy sê ja, wat God kom en gedoen het in Jesus Christus. Maar die Here los jou nie, hy red jou net nie, en hy los jou, en nou moet jy self maar oor die weg kom, die beste maak en nou daarvan om kind van die Here te wees. Hy is die een wat kom, hy is die volëinder. Nou Filippense 1 vers 6 sê, en dit is so 'n mooi versekering. Hy het die werk begin, en hy sal die werk voltooi. Jesus het die werk in jou begin, en Jesus sal die werk in jou begin. Jesus sal die werk in jou klaarmaak, né? Ons het hierdie belofte dat met die wederkoms van Jesus gaan ons volmaak wees. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê Paulus, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit is nie mooi nie, om te dink dat met die wederkoms sal ons volkome heilig wees, geheel en al onberispelik wees. En nou, terwyl ons nog hier sukkel op aarde, hou die oog op Jesus. Hou die oog met die een wat begin het en wat besig is om in jou lewe te werk. Dan daardie mooi versie in Judas 24 en 25, aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig aan die alleenwyse God ons verlosser. Kom toe die heerlikheid en die majesteit, krag en mag nou en tot in alle ewigheid. Dan kan ons saam met Judas kom sê, Amen. Kom ek wil jou nou maar net weer terugbring by hierdie gedagte van fokus op die dinge wat regtig saak maak. Daar's 'n stuk wat ek gelees het oor 'n vliegtuigongeluk in Louisiana, Kentucky, so 'n paar jaar gelede. Dit kon voorkom geword het. Die vlugkontroleer byvoorbeeld het die regte aanloop, die vlugkontroleer die regte aanloopbaan aangewys, en toe gaan hy al met sy papierwerk, en as hy opgekyk het, sou hy gesien het dat hierdie vliegtuig gaan op die verkeerde aanloopbaan land, maar sy aandag was weg gewees. Die twee vlieëniers in die vliegtuig wat besig was om te land, was so verdiep in 'n gesprek oor iets wat onbenullig was. En vir 40 sekondes is hulle besig met daardie gesprek, dat hulle nie sien die aanloopbaan gaan te kort wees nie. Weer die ongeluk kon voorkom geword het as hulle besig was om te fokus op waarmee hulle besig is. My wens vir jou is dat jy sal bly fokus op Jesus Christus. Hou die oog op Jesus die heeltyd. Ek dink ons kan onsself soveel
soveel seer, soveel mislukking spaar in die lewe as ons inspirasie kan kry die hele tyd op Jesus Christus. En dis wat die Hebreërs skrywer vir ons sê. Nou, hoe het Jesus verwerping hanteer? Dis iets wat jy gaan kry in jou lewe. As kind van die Here verseker gaan daar verwerping wees. Hoe het Jesus verwerping hanteer? Weet, hoe hou ek my oog op Jesus? As lees, hy het absoluut sy geestesoog gefestig hou op die vreugde wat vir hom voorgehou is. Waar Jesus na die kruis toe stap en aan die kruis aan, weet jy wat, hy het vreugde gekry deur te dink aan my en jou redding. Dis hoe belangrik my en jou redding vir hom is. Hoe het hy vernedering verdra? Hy gefokus gebly op ons. Sukkel jy om te volhard fokus op Jesus? Dink aan sy voorbeeld. Hoe het Jesus dinge gedoen? Bly in die woord oor Jesus Christus. Fokus op Jesus. Vergeet van al hierdie ander goed wat miskien interessant is op die oomblik, maar geen geestelike waarde het nie. Dis goed wat jou wegtrek van Jesus af. Dink aan Jesus, hou die oog op Jesus Christus en dan bly getrou om Jesus te volg. In 1972 het NASA die ruimtetuig Pioneer 10 gelanseer. Daardie satelliet se hoofdoel was om Jupiter te bereik, om die planeet en sy maan en al die goeders te fotografeer en dan data terug te stuur na die aarde. Nou die wetenskaplikes in daardie stadium het gedink is 'n baie risky projek. Hulle het nie geweet of dit enigstens suksesvol gaan wees nie. Die verste wat 'n aardse satelliet nog kon gaan in daardie tyd was tot by Mars. Nou stuur hulle een na Jupiter. En een van die ander probleme wat hulle voorsien het is dat dit moet hierdie asteroïde gordel gaan en so die kans dat hierdie ruimtetuig nog deur 'n asteroïde verwoes gaan word is ook baie groot. Nou weet jy wat? Pioneer 10 het sy sending voltooi. In November 1973 kom dit by Jupiter, dit vaar verby Jupiter, maar hierdie reuse planeet sy swaartekrag was so sterk geweest dat weer as ware vir Pioneer 10 die ruimte in. En Pioneer 10 het verby Saturnus gegaan, verby Uranus, verby Neptunus, verby Pluto. Pioneer 10 se laaste radioseine na die aarde was op 23 Januarie 2003, 30 jaar later min of meer. Dis ontwerp om 3 jaar te hou. Pioneer 10 het vir omtrent 30 jaar nog steeds aangegaan. Om die waarheid te sê, het aangegaan sy syne uitstuur, dit was net te swak vir die aarde om dit te kon opvang. En daar word aanvaar dat Pioneer 10 nog steeds besig is om ergens in die ruimte, ver buite ons sonnestelsel besig is om aan te hou. Ons kan net nie kontak maak met hom, want dit is net te ver. Getrouheid is om net aan te hou. En dat weet jy dalk in jou verwagting 3 jaar, 30 jaar. Hoe weet jy hoe lank jy het hier op aarde? Wat saak maak is of jy vandag getrou is, of jy doen wat die Here wil hê jy moet doen vandag. Fokus op Jesus vandag. Hou jou fokus vandag op Jesus. Hou jou fokus môre op Jesus. Bly gefokus op Jesus. En dan mag dit ook wees dat, soos met Pioneer 10, jy baie meer verrig as wat mense ooit van jou sou verwag. Om terug te kom by daardie storieetjie wat ek vertel het van die man wat gedink het hy was die grootste mislukking gewees en na soveel jare hoor hy eintlik die impak wat sy werk gehad het daardie een konferensie. Bly net gefokus op Jesus. Wees getrou om te doen wat Jesus van jou verwag. So ek seën jou met hierdie woorde dat ons getrou sal wees. Ons krag sal word deur Jesus Christus soos ons fokus
hou op Jesus Christus. En so Here, kom ons en ons kom verbind ons opnuut om U te volg, tot die laaste asem, getrou te wees om te doen wat U wil hê ons moet doen, getrou in die woord om meer en meer te leer van Jesus en hoe Jesus geleef het en hoe Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Getrou om ons te verdiep in wat Jesus alles vir ons gedoen het en steeds in ons doen. Mag ons fokus op U bly, Here, nou en altyd. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die guns van die Here met jou wees. Mag jy ervaar dat die Here besig is om in jou lewe te werk. Fokus op Jesus.